Ek sê, dis lekker om die Here te dien. What a mighty God we serve. Hy is wonderbaar, hy is ons koning, en vanaand kan ons hom al die lof en al die eer gee, want hy lewe tot in alle ewigheid. Ek wil vanaand met u 'n bietjie praat. En ons vind dat ek gaan praat in 1 Petrus, die eerste hoofstuk vanaf die 13de vers. 1 Peter 1 from verse 13. Ek wil hê julle moet baie mooi luister wat die woord van die Here vanaand vir ons sê. En ek vra dat u aandagtig sal inneem dit wat die Here vanaand vir jou instoor het. 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Die opskrif van hierdie gedeelte in die Bybel wat ek uit lees is vermaning om heilig te wees. Vermaning om heilig te wees. Jy gaan dalk vir my sommer dadelik aan die begin sê, pastoor, maar ek kan nie heilig wees nie. Ek wil gou vir jou iets sê. Weet jy wat is heiligmaking? Is 'n dag vir dag proses. 'n dag vir dag proses. Wat jy jouself moet kruisig. Daai eie ek moet kruisig. Daai eie wil moet kruisig. Daai eie ek sal dit doen, moet kruisig. Moet nie daai ek wil opblaas nie. Want as jy daai ek gaan opblaas, gaan jy probleme kry. So kom ons lees wat sê die woord van die Here hier vir ons. En ek wil hê, jy moet mooi luister. Hy sê daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Ek wil gou teruggaan. Daarom, omgord die lendene van julle verstand. Hoekom moet jy die lendene van jou verstand omgord? En vanaand wil jy sê, my broer en my suster, die tyd dat ons in lewe, is dit nodig dat ons baie mooi dink voor ons praat. Baie mooi vra, Here, help ons, dat ons lendene van ons verstand omgord is. Want as jy hom omgord het, dan sal jy tweemaal dink voordat jy praat. Wat ek vanaand vir u verduidelik is, dat as jy daai lendene van jou verstand kom toebind, as jy die wapenrusting van God aantrek, wat is die helm van verlossing? Maar die helm van verlossing en die lendene van jou verstand moet omgord wees, toewees, sodat die vyand nie daar kan inkom. Want waar is die grootste geveg? Die grootste geveg in elke persoon se lewe vind hier plaas. Net nie ander plek nie, nie hier in die hart nie, nie waar ook al nie, hier. Want hier is die pyle wat die duiwel op jou stiek. Die vuurige pyle wat hy op jou afvuur, kom en hy tref jou in jou verstand. Want hy wil hê, jy moet dink, en dan ewe skielik, dan dink jy oor iets anders. Dis waarom, hoekom dink julle vir een oomblik as ek bid, dan vra ek, Here, laat elke gedagte gevangen geneem sal wees. Elke gedagte gevangen geneem, om te hoor wat die Gees van God wil sê. Want as die gedagtes nie gevangen geneem is nie, dan begin hulle toe dryf. Dan dink jy, wat gebeur daar? En kyk die rugby. En wat, sorry, is ek reg? Dan hardloop die gedagtes heeltemal oralste heen. Ek sal nooit vergeet nie, daar was een persoon wat in Randfontein gewees het, ou Jimmy. En ou Jimmy Reynolds het altyd gesê, hy kan nie glo nie. Hy sê, in sy ou kerk het hy altyd gesit, terwyl die preek aan die gang is, dan werk hy sy hele week se budget uit. Hy sê, maar pastoor, ek kan nie verstaan nie. Hy sê, as ek by jou kerk is, dan kan ek nie eens naby 'n budget kom nie. Hy sê, want jy spring en jy vertel die mense en jy
Hy sê, jy lewe in ons harte in. Ek sê, prys die Here. Dis wat ek wil wees. Ek wil daar so wees waar die Here met jou wil praat en waar die Here vanaand vir jou wil iets duidelik maak. As ek vanaand iets in jou hart kan duidelik maak, dat jy kan uitstap, dat jy weet, die Here het jou aangeraak, dan sê ek, dankie Here, dat iets gebeur. Ek sal nooit vergeet nie. My geliefde Jesus sy sê die eerste preek wat sy van my gehoor het. Sy sê, jy sê vandag vir my. Sy sê, ek moet weer daai preek en vir die mense 'n bietjie vertel oor die leesak en die volsak. Jy weet, ons is so geneig om die volsak te dra en ons laste te wil dra. Naderhand begin ons gebukkend raak oor hierdie laste. En ons weet net nie hoe hierdie laste ons onderdruk nie. Maar die leesak, as jy die leesak het, dan wat gebeur? Jy loop lekker, jy het geen las nie. Maar die mens wil so graag al die laste dra. En hy wil so graag oor alles sug. Ken julle daai? Ons sug. Die lewe is so swaar. Ek wil vir u vanaand sê, weet jy wat? Die lewe is 'n lied. Pastoor, nou. Luister vanaand bietjie wat ek vanaand vir jou wil sê. Hy sê, omgord die lendene van jou verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Hoor nou, wees nugter. Hoekom sê die woord wees nugter? Want 'n dronk mens, hy verstaan nie mooi nie, né? Dis reg. Hy is beneweld. Hy is nie heeltemal nie. En dis waarom die woord sê, wees nugter. En daarom die kind van die Here moet in die tyd dat ons in lewe nugtere denke het, nugter kan dink. Want as jy nie nugter dink nie, dan gaan jy moeilikheid optel. Luister vanaand na hierdie pastoor. As jy nie nugtere denke het nie, kan die duiwel kom en hy kap jou. En hy gaan in jou verstand, hy gee vir jou gedagtes. Kyk, die duiwel kan jou nie jou verstand lees nie, maar hy gee jou gedagtes en hy kap jou met 'n gedagte en hy kyk wat is jou reaksie. En as jy daai reaksie het, dan sê hy net die volgende ene, nog so bietjie meer, nog so bietjie meer, nog so bietjie meer. Dis wat hy doen. Dis waarom die Here sê, ons moet ons gedagtes gevange neem en onderwerp aan God. As ons gedagtes gevange neem, dan kan jy sê, wow, daai gedagte is nie van die Here af. Daai gedagte is van die duiwel. Satan, wyk jy. Jy gaan nie my met daai gedagte vang nie. Maar as ons nie die gedagtes gevange neem nie, dan begin ons hardloop ons gedagtes. Het julle al gesien hoe hardloop gedagtes? So oralste. Jy sit nader aan met 110 gedagtes en jy het niks gehoor. Jou lendene van jou verstand keer alle invloede af. As jy jou lendene omgord, dan kom daar so geen invloed van buite af om jou verstand aan te tas en jou gedagtes weg te neem nie. Het julle al gesien as jy gaan bid? Ek het al gesien as ek gaan bid en ek sit nie my foon op flight mode nie, dan bel die hele wêreld my. Want die vyand wil nie hê ek moet bid nie. Die vyand wil nie hê ek moet die woord van die Here oopmaak nie. Die vyand wil nie hê dat die kind van God in kontak met die koning kom nie. Want as die kind van die Here in kontak met die koning kom, dan is jy meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat jou die krag gee. Hy gee jou krag om te oorwin. En daarom, my liewe broer en suster, kom ons maak ons lendene van ons verstand omgord dit. Vra Here, help ons, dat ons nugter sal wees. En hoor wat sê hy nog, hoop volkome. Hoekom sê hy volkome hoop? As jy net halfpad hoop, dink jy gaan iets kry? Dis waarom volkome hoop daar staan. Weet jy, die Bybel is so wonderlik. As jy hierdie woord van God begin lees, en jy begin dit inneem, en jy sing, en jy sê,
hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Weet jy my broer en suster, as die openbaring van Jesus Christus na jou toe kom uit die woord uit en jy sien, sê, wow! Sister Diana het vanmorgen is so getuig en gesê, toe sy die woord oopmaak, en sy daai vers kry en sy besef, dis die Here praat met haar. Het julle al gesien, as jy die Bybel oopmaak, en jy begin lees, en hier spring 'n vers vir jou uit, dan is dit die Here wat met jou praat. As jy bid, dan praat jy met God, maar as jy die woord van God lees, dan praat God met jou en met my. Dis waarom hierdie is 'n lewende woord. Wil vir julle vanaand gou ietsie vertel. 'n Persoon, 'n ateïs. Die persoon sê vir hom, hierdie Bybel is 'n lewende woord. Die ateïs sê vir hom, nee man. Hy sê vir hom, man, vat die Bybel net en gaan lees hom. En die ateïs se getuienis na die tyd, toe hy 'n Christen geword het. Halleluja. Toe hy sit die Bybel op die bedkassie langs hom neer en hy slaap die aand. En die volgende oomblik voel hy, maar hy wil net sy hand so op die Bybel sit. Toe hy sy hand so op die Bybel sit, hy sê toe begin hierdie Bybel bewe onder sy hand. Hy sê toe besef hy, is 'n lewende woord van God wat hy mee besig is. My broer en my suster, kom ons begin 'n liefde vir God se woord ontwikkel. Kom ons begin die woord van die Here eet. Ek wil vir u sê, die kind van die Here gaan nie op brood alleen lewe nie, die woord sê vir ons. Maar van elke woord wat geskrywe is in die woord van God. Want die woord gaan vir my en vir u eendag oordeel, né? Die woord. Hoor mooi. Hy sê vir ons, genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Wanneer is die openbaring van Jesus Christus? Daai dag wat jy gesê, Here, ek kom nou. It's no more I that liveth, but Christ that liveth in me. As dit gebeur, dan sal jy besef dis die openbaring van Jesus Christus in jou. Gisteroggend bel 'n jong man my. Ruk gelede het ek hom na die Here toe gelei. Bel my. Hy's by 'n ander gemeente. Maar hy sê, pastoor, hy sê, ek wil hê jy moet my doop. Ek sê, dis doodreg, ek sal jou doop. Gister hou ek sommer doopdiens gou hier so met hom. En ek doop hom. Hy toe in daai doopbad uitkom en hy sê, wow! It's so wonderful when the Holy Spirit takes complete control. Dis die groot. As die Gees van God vir totale kontrole neem van jou lewe by die openbaring van Jesus Christus. Want as Jesus Christus, hy openbaar hom wanneer jy jou lewe aan hom toewy. En as jy jou lewe aan hom toewy, dan kan hy met jou praat, met jou lei, jou versterk, jou opdra en vir jou sê, my kind, dit is wat ek vir jou instoor het. Dis wat ek vir jou instoor het. Maar wat sê hy vir ons verder? Hy sê, soos gehoorsame kinders, moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat van tevore in julle onwetendheid bestaan het. Soos gehoorsame kinders. Nie ongehoorsame kind nie, gehoorsame kind, né? Hoor mooi. En wat, is dit nie mooi as 'n kind gehoorsaam is nie? Maar as 'n kind ongehoorsaam is mos nie baie mooi nie, né? Maar as hy gehoorsaam is, dan is dit so wonderlik. En ons is kinders van die Allerhoogste God. Daarom soek God ook, ons moet gehoorsaam wees aan sy woord. Hy sê, soos gehoorsame kinders, moet julle lewe inrig. Nie volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het. Weet jy onwetend was, het jy begeerlikhede gehad oor dinge wat jy nie moet doen nie. Maar toe jy jou hart vir die Here gegee het, toe verander jy. Then you became a new creation. All things have passed away. You've been born again. Hallelujah. En weet jy, my broer en my suster, hoor wat sê hy vir ons verder. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Sien julle daar? Julle moet heilig word. Hoe word ons heilig?
deur die woord te lees, deur te bid. Dis jou GPS hemel toe hierdie, my broer en my suster. Jy kan hierdie woord van die Here 100 maal oorlees. Sal nooit vergeet nie, ek het hulle 'n paar maal dit genoem. Pastoor Van de Jager, hy kom eendag by my. Hy sê vir my, "Daddy," hy sê ek het die Bybel al 150 maal al deurgelees. Maar weet jy, hierso kom die Here en die Here praat met my vanmôre met hierdie teks. Hy sê ek kan nie glo nie. Hy sê die teks het ek 150 keer plus oorgelees. Hy sê maar hier praat die Here vanmôre met my. Hy sê asof dit die eerste keer is dat ek hierdie teks lees. Julle sal dit ook ervaar en sien hoe meer jy die woord van God lees. Hoe meer jy hom lees, hoe meer gaan jy ervaar en sien wat die Here vir jou in store het en wat die Here vir jou wil doen. Hoor wat sê hy? Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is. Jesus het gesê, wees heilig, want ek is heilig. Hoor julle? Jesus wat bedoel hê, wees heilig, want ek is heilig. Weet jy my broer en suster, ons moet strewe na heiligmaking. Ons moet strewe om heilig te wees voor 'n lewende God. Woord van die Here sê vir ons, sonder heiligmaking gaan ons God nie sien nie. O, maar pastoor, dan gaan ek nie die Here sien nie. Nee, jy gaan. Strewe na heiligmaking. Dag vir dag proses. As jy struikel en jy val, val. Wat ek vir jou vanaand sê, staan op, sê Here, dankie. Ek weet, ek kan terughardloop na my pappie toe. Ek kan teruggaan en vir my pa vra, vergewe my Here. Vergewe my, help my, tel my op, Here. Versterk my, dat ek sal wees wat U wil hê ek moet wees. Maar Here, ek het weer gegaan, en ek het weer geval. Here sê, kom my kind, kom net soos jy is. Ek het jou lief, ek sal jou help, ek sal jou deurdra, ek sal jou versterk. Maar Here, ek het weer geval. My kind, ek wil vanaand vir jou sê, broer, suster, daai kind seer kry en hy bloed wat loop. Ja, kom maar, ma, pa, kyk hierso, die bloed loop, ek het my knie seer gemaak. Jy maak hom deel, jy help hom, is dit nie so? Môre val hy weer. Gaan jy nou sê, nee, jy soek nie, jy moet maar, kyk wat jy doen. Nee. Weet jy wat? Verkeerd het die mense die houding dat God is 'n God wat heeltyd staan en net wil slae uitdeel. Nee. God wil jou met liefde nader trek. God het jou lief met 'n ewige liefde. En daarom, my liewe broer en suster, moet ek en jy heiligmaking nastreef. Moet ek en jy lewe dit wat die Here wil hê ons moet doen. Te maklik. Luister ons na die duiwel wat vir ons sê, jy sal dit nie maak nie. Hy lieg. Sê 'n bietjie vir hom, jy lieg Satan, ek gaan dit maak. Deur die genade van ons God gaan ek dit maak. Want ek is 'n kind van die koning. Jy vat as daai kind stout is. Ja, ons is stout kinders. Weet jy wat, my broer en suster, julle wat kinders het, julle weet mos, 'n kind is partymal maar baie stout en baie halstarrig en baie nikkerig. Is ek reg? Kyk hoe kyk die kinders my aan. Ek wil vanaand vir jou sê, en weet u, daai kind, as hy seer gekry het en ek weer hardloop by mamma en pappa help. Mamma en pappa help. Ons hemelse Vader is net so. Ons het 'n verkeerde indruk oor ons Vader wat in die hemel is. Hy wil hê sy kinders moet hom ten volle vertrou, ten volle oorgee, ten volle vir hom sê, Papa, ek het jou lief. Wanneer laas het jy hom 'n bietjie vertel hoe lief jy hom het? Is dit nie lekker as 'n kind vir jou sê, pa, ek het jou lief, of ma, ek het jou lief nie? Is dit nie so nie? My kinders, as hulle my bel, papi, dankie, ons is jou lief vir jou. Wow, man, dan voel ek so trots. As my kind iets bereik, wow, dis my kind daar. As hulle in die skool goed doen, is my kind daar. My broer en my suster, ons hemelse Vader is net so lief vir my en vir jou.
Hoe rig ons ons lewens in? Gaan haas my verder. Kom ons gaan verder. En hy sê vir ons, en as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon, hoor wat sê hy? Oordeel volgens elkeen se werk. Wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Hier op jou aarde is ons in ons vreemdelingskap, né? Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, duur vrygekoop is uit julle eie lewenswandel nie, wat deur die Vaders oorgelewer is, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekloos. Soos vanaand hier by die tafel is, wil ek vir jou vanaand vra, liewe broer en suster, daai bloed wat vir jou vrygekoop het, losgekoop het, ek wil weer sê, hy het jou losgekoop van die sonde, losgekoop uit jou ou lewe, losgekoop, hy sê my kind, jy's my. Jou naam is op my handpalms gegraveer, toe Jesus op die kruis gehang het, sê hy, daar gaan 'n dag wees, die 4de Mei 2025, Lighthouse Ministries, gaan daar so mense sit, ek is sterwe vir hulle, Vader, ek sterwe vir hulle is u kinders, koop hulle vry, maak hulle vry. Hoor wat sê hy verder vir ons, hy sê, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in die laaste tye geopenbaar is, om julle ontwil. Sien julle? Om ons ontwil. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het, en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Gees tot ongeveinsde, hoor mooi, broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Amen. Sien julle? Ons moet mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Wat beteken dit, pastoor? Rein hart. Vat my broer en my suster, ek en jy 'n rein hart het, gaan ek nie van my boetie of sussie sleg praat. Gaan ek nie van my boetie of sussie kwaad praat. Want jy het 'n rein hart. Jy gaan my boetie en sussie, jy mekaar vurig lief het, dan gaan jy mekaar sê, ek het jou lief in die liefde van die Here. Van die vyand het gekom en uit liefde eintlik heeltemal uit mekaar verkeerd geruk. Die mense sit met 'n verkeerde beeld van liefde. God is liefde. Hy het alles vir my en vir jou gegee, sodat ek en jy vry kan wees. Dis ware liefde. Weet, toe God die Vader Jesus op die kruis sien, en Jesus, daai pyn, daai lyding, kan God die Vader nie eens meer kyk na sy seun, en hy kyk weg. En Jesus roep uit, my God, waarom het U my verlaat? Dink jy toe alleen moes Jesus gevoel het, daai oomblikke, toe God die Vader wegkyk, en dit vir ons. Hierdie welverdiende Sondag het hy dit voorgedoen. Het hy ons losgekoop uit die bande van die dood. Wat sê hy? Hy sê, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens, soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af. Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Wow. Hierdie woord wat ek vanaand aan julle verkondig. Die woord wat julle kan gaan lees. Ek vra mooi, gaan lees 1 Petrus 1 weer 'n bietjie vanaand oor. Gaan praat met die Here. Sê Here, wat wil U vir my hierso sê?
Die Here het dalk iets spesiaals vir jou. Net vir jou, want hy het dit. In die woord is daar spesiale dinge net vir elke kind van hom. As jy dit gaan begin soek en ondersoek en daarna gryp en sê, Here, wil ek vir u vanaand sê, ek weet my sus Adrie is nou nie hier vanaand nie. Sy is ook siek, ons moes vir haar ook bid. Ek wil vir u sê, jou sus Adrie sê altyd, as ek begin praat oor die styks, dan lag sy te lekker oor die styks. Ek wil vanaand vir jou sê, hierso, dit is nie net melkkos nie. Hier is groot styks, rampstyks, tiboenstyks, alles vir die kind van God in geberg. Dan moet ons dit soek. Dan moet ons dit gaan vat, ons eie maak. Sê, Here, ek dank u dat u met my praat. Ek dank u dat u my gekies het. Dank u dat u my losgemaak het. Dank u dat ek 'n kind genoem mag word. Dank u dat ek in hierdie aand u kan aanbid. Dank u dat u my opgetel het. Here, ek wil myself inrig volgens u woord. My broer en my suster, as jy jouself begin inrig, wat beteken die inrig hierso? Heilig maak, heilig maak, heilig maak. Kom ons vra die Here dat ons heiligmaking sal nastrewe, dat ons heiligmaking sal leef, dat ons die wêreld daar buite kan vertel van 'n koning wat lewe, 'n koning wat vir my en vir jou liefhet uit 'n rein hart. Here, laat ons hom sal dien uit 'n rein hart. Is dit u begeerte vanaand? Om die Here te dien uit 'n rein hart? Kom ons sluit die oë in hierdie plek vanaand. Abba Vader, Here, ons het u in hierdie aanduur so nodig. Ja, Here, so baie male faal ons, so baie male stel ons u sekerlik teleur. Maar Meester, dankie dat ons in hierdie aanduur na u toe kan kom en vra, Meester, vergewe ons, help ons, lei ons, dra ons deur dat ons heiligmaking sal nastrewe, dat ons heilig sal lewe. Ja, Here, u het vir ons gesê, wees heilig, want ek is heilig. En daarom, Here Jesus, kom ons en ons vra, help ons. Soete Heilige Gees, lei ons, rig ons voetspore, dat ons sal doen wat u welgevallig is. Dat elke aanval van die vyand afgekeer word, maar laat ons sal doen wat u welgevallig is. Meester, ons woorde wat ons spreek, dat dit woorde sal wees met sout besprinkel. Meester, as ons praat, dat dit sal wees woorde wat u wil hê, ons moet met mekaar deel. Daarom wil ons vanaand kom en vra, Here, dat ons lendene van ons verstand, dat dit omgord is met u liefde. Want Here, as ons dit omgord met u liefde, sal ons liefde uitdra, sal ons u liefde aan hulle daar buite toon en vir hulle almal kan vertel, Jesus red, Jesus genees en hy doop nog met sy gees. En daarom wil ons vanaand vra, Here, kom doop hierdie kerk met u soete Heilige Gees. Kom raak hierdie gemeente aan met u woord. Kom spreek met ons, lei ons, dra ons deur. Here, ons honger en dors na u volheid. En ek eer u vanaand daarvoor. Vader, seën elke broer en suster hier, dat hulle sal luister na hierdie woord en uit dit neem wat u vir hulle wil sê. Bid dit in die kosbare naam van ons koning Jesus Christus. En ons almal sê, Amen.